Goeiemôre aan almal. Hartlik welkom ook vanoggend in die erediens en in die samekoms hier in die teenwoordigheid ook van die lewende Here. Terwyl ons so by mekaar is, kom ons raak ook stil voor die Here. U wat die berge om Jerusalem gebou het, lank voordat die volk daar kom woon het, bou die skanse van u ewige liefde om my. Doen goed aan my Here, sodat ek goed kan doen. Hou woord met my, sodat ek woord kan hou met u Here. Here, ek sien die naam in die sterre geskryf, ek voel die groot mag aan in die donker vertes van die naghemel. Die son se opkoms sê vir my dat u ontferming elke môre nuut is. Die rooi wegsak van die son in die weste laat my lof sing in die nag, omdat ek op u vertroosting wag. Hoe goed is u? Soms kry ek die genade om op 'n stil plek te kom en te beleef, nie in die geraas en geskarrel van ons daaglikse lewe klink u woord nie. Amen. Ek groet u vanoggend in die wonderlike naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Kom ons sing 'n baie mooi gebed, lied 281, die 281, waar ons vir die Here gaan vra, lei u vir ons, u wat groot en magtig is, u alleen is ons hulp en krag. Lied 281, kom ons staan en ons sing al 3 die strofes tot eer van die Here. So 'n wonderlike gebed te kon sing tot eer van die Here, waar ons gesê het, Here, u is ons bewaker, Here, u beskerm ons, u lei ons, selfs in die moeilikste tye in ons lewens, dat u waarlik God is en dat u ons lei. Ek wil graag vanoggend vir ons die 10 gebooie lees uit Eksodus 20, die wet van die Here voorhou. En ek wil hê ons as ons vanoggend na die wet luister, dan moet dit vir ons 'n spieël wees waarna ons gaan kyk vir ons eie sonde. Vir dit wat die volmaakte wet wat die Here vir ons gegee het, dat ons daarin kan sien, of tot die besef kan kom eintlik, ek leef nie soos die Here wil hê ek moet leef nie. Kom ek lees vir ons Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jy uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie.
want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Dit is die wet wat die Here vir my en jou gee. Daardie riglyn wat hy wil hê hoe ek en jy moet leef elke oomblik van die dag. Nou kom ons mekaar die vraag afvra: het ek in hierdie week wat verby is die Here met alles wat ek is gerespekteer, geëer, gedien? Was hy my hoogste, enigste prioriteit? Hoe het ek teenoor my naaste opgetree? Hoe het ek teenoor ander opgetree? Was dit ook met die liefde wat ek vir God het, dat ek met hulle gepraat het, met hulle gewerk het? 1 Korintiërs 4 skryf Paulus van vers 4, 1 Korintiërs 4 vanaf vers 4. Daar is ook niks waaroor my gewete my aanklaar nie, maar dit beteken nog nie dat ek vrygespreek is nie. Dit is die Here wat my beoordeel. Daarom moet julle nie te lank moet julle nie te vroeg voordat die Here kom 'n oordeel uitspreek nie. Hy sal ook die dinge wat in die duisternis verborge is aan die lig bring en die bedoelings van die hart bloot lê. Hier sê Paulus baie duidelik vir ons, al probeer ons hoe hard, hoe reg leef. En al dink ons is 100%. Ons het niks verkeerd gedoen nie. Is dit nie ons plig om vry te spreek of om te sê maar ek staan onskuldig nie. Dit is die Here wat ons gaan vryspreek. En ek het gaan lees ook in die Bybel vir almal en onthou ek het al 'n paar keer uit hom uitgelees, is die Bybel wat spesifiek geskryf is vir die dowes. Nou hulle het nie al die woordeskat wat ons het nie, so dit is in 'n makliker of 'n makliker taal geskryf, kan ek eerder so sê. Nou die Bybel vir almal sê vir daai vers 4. Ek kan nie onthou dat ek 'n fout gemaak het nie. Dit skryf Paulus nou. Maar dit is die Here wat sê of ek skuldig is of nie skuldig is nie. Daarom moet julle nie oordeel voor dit die regte tyd is nie. Wag eers totdat die Here kom. Hy sal die dinge wat niemand nou weet nie vir almal vertel. Hy sal sê wat elkeen in sy hart dink en dan sal God elkeen prys. Paulus sê hy kan nie onthou dat hy 'n fout gemaak het nie. Hy probeer reg lewe. Maar dit is nie vir my en jou om te sê en vinger te wys, ja, maar kyk, daai net so geleef en daai net leef so en die oordeel te vel nie. Dit is die Here wat sal sê of ek skuldig is of nie skuldig is nie. En daarvoor moet ek en jy ook voor die Here gaan stil raak in gebed. Ek wil geleentheid gee dat ons voor die Here gaan stil raak in 'n belydenis of 'n skuldbelydenis gebed, waar ons skuld voor die Here gaan bely. Here, al het ek hard probeer, Here, was daar dalk 'n tyd of 2 gewees wat ek nie reg geleef het. Ek het U nie altyd geëer nie. Ek het U nie altyd eerste gestel nie. Vergewe my daarvoor. Kom ons raak stil en dan direk daarna sing ons die 275. Strofes 3, 4 en 5. Die 275, die 3de, 4de en 5de strofes. Maar kom ons raak eers elkeen stil, ook in gebed voor die Here. Oh
dankie dat ons ook in hierdie skuldbelydenis gebed kon afsluit met hierdie woorde: U is ons Vader, U is ons God. En Here, ons kom bely dit met 'n jubel in ons hart. Net U is waarlik goed. En Here, dankie dat U vanoggend ook na elkeen van ons luister. Here, dat U ons skuldgebed kon hoor, maar dat ons kan weet, dat die absolute sekerheid het, Here, dat U ons sondeskuld vergewe, dat U ons nuut maak. Here, dat U weer vir ons die lewe in oorvloed gee. Here, dankie dat ons as mens niks het om te roem nie, maar alles van U afkom. Here, dat ons roem aan U kan gee, Here. Want alles kom van U af. U maak van ons mense met aansien, omdat U ons vryspreek. Ons bid dit in die wonderlike naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Wanneer ons in opregtheid ons skuld voor die Here bely, dan weet ons uit sy woord uit dat hy ons sondeskuld vergewe, dat hy ons nuut maak. 1 Korintiërs 1 skryf Paulus, en dit is so 'n lang gedeelte, ek gaan vir julle lees, maar dit is baie mooi eenheid, van vers 18 af. Die boodskap van die kruis, nou dit is die heel belangrikste wat Paulus hier sê, die boodskap van die kruis van die Here Jesus Christus, het my en jou vrygespreek. Dit het ons vrygemaak, dat ons kan opstaan vanoggend met 'n jubel in die hart, en sê, Here, ons loof en ons prys U naam. Nou sê die boodskap van die kruis is wel ons en vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan geskrywe, die wysheid van die wyse sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerde sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God en sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om die prediking, wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Wat gekruisig is vir my en jou sonde. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat God geroep het, die Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. Dink maar net, broers, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot niet te maak. Voor God, en hier is die belangrike gedeelte, voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Aan God is dit te danke dat jy met Christus Jesus verenig is. En hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom soos daar geskryf staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Ons kan maar dink ons is die oulikste en die beste en die wonderlikste wat daar is. Maar eintlik kom al daardie eer en lof aan God. As ek en jy wil brag oor iets, dan moet ek en jy brag oor ons geloof, oor die krag, die genade van die Here Jesus Christus in ons lewens. Die wat wil roem, moet in die Here roem. En ek wil vra dat ons gaan opstaan en 'n loflied gaan sing. Lied 199, lied 199, en kom ons sing dit uit volle bors uit, al is ons dalk maskers op en sing ons dalk 'n bietjie sagter deur die maskers. Kom ons sing uit volle bors uit, die deure is oop en is 'n wonderlike geleentheid om hierdie boodskap ook uit te dra. Loof die Here uit die hemel, loof hom deur wie ons bestaan. Loof hom engele en hemelwesens, loof hom son
en prys hom aan. Kom ons loof die Here volle bors met alles wat ons is. Lied 199, al 3 die strofes, dan bly ons ook staan vir ons geloofsbelijdenis. Geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Baie dankie. Ons skriflesing vanoggend is uit 1 Konings, 1 Konings 18. Baie mooi gedeelte daar van die profeet Elia. 1 Konings 18 vers 21 en dan 31 tot 39. Skriflesing ons daarvoor op die bord. 1 Konings 18 vers 21 en dan gaan ons verder lees vers 31 tot 39. Terwyl ons die woord van die Here vir ons oop het by 1 Konings, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, wanneer ons U woord oopmaak om daaruit te lees, Here, is dit 'n groot stuk afwagting. Hier om ook te hoor wat U vir ons hier wil sê. En daarom is ons gebed, Here, dat U deur die Gees ons sal lei, dat U Gees hierdie woorde in ons hart sal oopmaak, dat ons sal kan verstaan. Maar Here, dat dit nie net by 'n klomp kopkennis sal bly nie. Dat ons weet, ja nee, dit is reg om te doen, maar Here, dat ons dit ook sal gaan doen en gaan uitleef. Here, want soveel keer mis ons dit. Ons lees U woord, ons hoor U woord, maar Here, dan sukkel ons baie keer om by die doen van die woord uit te kom. En ek wil vra, Here, dat U ons daarin sal lei, dat U vir ons daarin sal krag gee om dit wat U vir ons vanoggend wil sê in die woord, dat ons dit in ons harte sal beskerm, sal bewaak, sal inneem. Maar Here, dat dit sal uitvloei tot by ons vingerpunte, op die tippie van ons tong, dit wat ons sê, dit wat ons doen. Here, om so ook U naam groot te maak. Here, dankie dat U woord vir ons gee. Seën ons nou, Here, ook met U inspraak in ons harte. Ons
bid dit in u wonderlike naam. Amen. 1 Konings 18 en daar gaan ek vers 21 lees. Vers 21, Elia het voor die hele volk gaan staan en gesê: Hoe lank hou julle aan met hink op twee gedagtes? As dit die Here God is, volg hom, maar as dit Baal is, volg hom. Dit is eintlik met hierdie prentjie, hierdie wipplank, hierdie seesaw, die voor wil wys. Daardie hink op twee gedagtes. Hoe lank hou julle aan met hink op twee gedagtes? Elia praat met die volk Israel. As dit die Here God is, volg hom, maar as dit Baal is, volg hom. En dan van vers 31 af. Hy het 12 klippe gevat, net soveel as die stamme van die nageslag van Jakob, vir wie die Here gesê, jou naam sal Israel wees. Met die klippe het hy die altaar van die Here reggemaak en 'n behoorlike sloot daar rondom gegrawe. Toe sit hy die hout reg, sny die bul stukken en lê dit uit op die hout. Toe beveel hy: Maak 4 kruike vol water en gooi dit dan uit op die brandoffer en op die hout. Daarna sê hy: Doen dit weer, en hy het dit nog 'n keer gedoen. Toe sê hy: Doen dit 'n derde keer, en hulle het dit weer so gemaak. Toe stroom die water oor die altaar en selfs die sloot rondom het vol geword. In die tyd van die aandoffer het die profeet Elia vorentoe gekom en gebid: Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit tog vandag bekend word dat u God is in Israel en dat ek die dienaar is wat op u bevel al hierdie dinge doen. Antwoord my, Here, antwoord my tog dat hierdie volk kan besef dat u, Here, God is en dat dit u is wat hulle harte weer tot u bekeer. Toe kom daar vuur van die Here af en het verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond en het selfs die water in die sloot opgelek. Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieë geval en uitgeroep: Die Here is God, die Here is God. Ons skriflesing net hierdie gedeelte. Wanneer ons na ons godsdienst, ons geloof kyk, en ons kyk dalk miskien na ander mense se geloof en godsdienst en uitlewing, maar eintlik moet ons na ons eie kyk, kom die groot vraag in godsdienst vandag. Maak nie saak of ons op sosiale media kyk na dit wat predikante sê of geestelike leiers sê nie, kom dit hier op een vraag: waarmee hou ons besig? En ek dink dit is 'n geweldige belangrike vraag dat ons vir 'n oomblik moet stil staan en sê: maar waarmee is ek besig in my godsdienst? Waarmee is ek besig in my geloofslewe? Is ons soos Israel van ouds wat hink op twee gedagtes? Hierdie seesaw wat hierdie wipplank wat so ry. Voor ons hierdie vraag ten volle kan antwoord waarmee ons besig is, moet ons vir 'n oomblik gaan kyk na Elia. Die profeet Elia. Die Here het Elia geroep as profeet wat optree in Israel. En daar's 3 dinge wat gebeur het, wat Elia voorberei het vir hierdie gebeure by Karmel. En kom ons net eens by daai ene daarso. Voor Elia en die Baal-profete na die berg Karmel toe gegaan het, waar die altaar gebou is en daar die brand gesteek is, het daar 3 dinge met Elia gebeur voor dit, wat vir hom moes leer wat daar bo op die berg gaan gebeur. Die eerste gedeelte, die aankondiging van droogte. Die Here het gesê dit gaan vir lang tyd nie reën in Israel nie. Of Elia het vir die mense gesê na aanleiding van dit wat die Here vir hom gegee het. En toe stuur die Here hom na 'n spruit met die naam Krit-spruit. En daar het hy gaan bly, hy kon water kry uit die rivier, en die Here het vir die kraaie opdrag gegee om vir hom vleis te bring in die oggend en in die aand. En so is Elia versorg. Maar toe die spruit opdroog, beweeg hy af na Safrat. En daar gebeur 'n tweede belangrike ding met Elia. Hy ontmoet 'n weduwee met 'n baie jong seentjie. Nou jy weet, dit is tyd van droogte. Sy's 'n weduwee, sy het nie man om vir te sorg, sy het nie familie wat vir haar sorg nie. En dan kom Elia by haar en sê: "Mevrou,
ag maak tog vir my net 'n roosterkoek, dat ek net iets het om te eet. Ek is bitter honger. Sê sy, maar eintlik kan ek nie. Want al wat ek het, is hierdie klein bietjie meel en hierdie klein bietjie olie. Dis al wat ek het. En toe sê Elia vir haar, maar maak dit nog steeds, en die Here sal voorsien, dat daardie kruik olie en die meel nooit opraak nie. In hierdie gebeurtenis van die weduwee en die seentjie sien ons iets van God se voorsiening. God voorsien vir Elia. Eers by Kritspruit en toe in Safra by die weduwee. En dan gebeur daar 'n derde ding. Toe die weduwee nou klaar vir hom kos gemaak het, en hy het geëet en hy is daar weg, sterf hierdie seentjie van die weduwee. En dan kom sy by Elia en sê, Elia, dit is jou skuld dat my kind dood is. Want ek het jou vertrou vir 'n klomp goeders en nou het jy dit oor my gebring. Maar dan sien ons in hierdie gebeure hoe Elia op die kind gaan lê en tot die Here bid en dat hierdie kind weer lewend gemaak word. Toe die seentjie lewend gemaak word, kom hierdie weduwee en ons lees sy daar die Here aanvaar, so ons neem aan sy was 'n heiden, sy die Here glad nie geken nie. En in hierdie gebeure, eers die vermeerdere of die brood en die olie, of die meel en die olie, en toe die kind wat lewend gemaak word, aanvaar sy die Here Jesus of aanvaar sy God as haar Here. En dit is 'n groot stuk ironie in 'n land waar die hele bevolking Baal aanbid, ongelowig is, kom hierdie vrou, hierdie ongelowige vrou, en sy aanvaar die Here. Nou wat leer Elia in hierdie 3 gebeure? Wat leer ons daarin? Dat God in beheer is van die natuur, uit die kraaie gestuur. God is in beheer van menslike denke, die weduwee en die meel en die olie. En God is in beheer van die lewe, die seentjie wat gesond gemaak is. Wat leer Elia? God is in beheer van die natuur, menslike denke en die lewe. En nou kom hy en hy gaan op na Karmel toe. En hy kry die Baal profete daar en hy bid tot die Here. Nou as gevolg van 'n paar konings in Israel se geskiedenis, Agab, Omri en dan ook Isebel, het die Baal godsdiens baie groot geword in Israel. Nou Baal godsdiens, die afgod Baal, het die mense gesê is die vrugbaarheidsgode. Sy voorsien, kyk nou wat ons Elia geleer het, sy voorsien lewe, sy voorsien kos, sy voorsien alles. Dat dit sal goed gaan, sy voorsien die seën vir die mense. Nou, as gevolg van daai 3 konings en die Baal godsdiens wat ingekom het dit met Israel gebeur. Hulle het begin om 'n wipplank lewe te leef. Hulle het begin hink op 2 gedagtes. Aan die een kant het hulle nog God aanbid, maar aan die ander kant het hulle gesê, maar hierdie afgodsbeelde, of hierdie Baal profete, vir die Baal, die vrugbaarheidsgod of godin, dit is vir ons. Ons moet haar kry, want dan sal dit weer reën in die land. Aan die een kant dien hulle die Here, en aan die ander kant aanbid hulle vir Baal. Israel moes tydens die Karmel gebeure gedwing word om afstand te doen, en iemand het dit baie mooi beskryf en hy sê 'n kompromie godsdiens. Hulle moet afstand doen van hierdie kompromie. So 'n stukkie hierso, maar ons laat nog hierdie bietjie toe en hierdie bietjie laat daardie bietjie toe. So ons smeer die kompromie tussen almal sodat almal gelukkig is. En nou sê hy Israel moes wegbeweeg van daardie kompromie godsdiens. Vanaf 'n en Baal en die Here godsdiens. Na of die Here of Baal. Of die een of die ander. Nie albei nie. Ek en jy as gelowige in die Here Jesus Christus, wat die kruis, wat Paulus net van gepraat het, die kruisgebeure aanvaar het, die verlossing wat hy vir my en jou bewerkstellig het, staan ook vanoggend voor hierdie keuse wat die volk gestaan het by Karmel. Ons staan voor dieselfde keuse. Hoe so? Ons kan maklik sê, ja, maar ons glo, ons is ons reg, ons aanbid die Here. Ek meen, ons is immers in die kerk.
ons lees ons Bybel. Kom ons gee net 'n tree terug en ons vra vir mekaar die vraag: wie en wat was Baal? Ons het mekaar net nou gesê, Baal is 'n afgod. Dis die god van vrugbaarheid, gewer van lewe, voorspoed en seën. Maar Baal, die afgod Baal, is mensgemaak. As ons na die volgende skyfie kyk, dan wil ek daar iets sê van, wat is die Baal, die afgod, in ons lewens? Ek gaan dit vir julle lees. Enige iets wat kompeteer of 'n kompetisie is met die Here vir ons aandag, ons aanbidding, ons eer, ons tyd, bewondering. So hoor nou mooi daar. Enige iets wat in kompetisie is met die Here of die aandag vir die Here, aanbidding, toewyding, tyd. Die tweede ding daar, dit is die voorwerp, die aktiwiteit of die persoon of die groep waarmee ons identifiseer om te probeer om die leegheid in ons binneste vol te maak. Dit is waar ons innerlike vervulling kry. In ander woorde, wat is Baal? Baal is daardie ding wat my tyd wegvat van die Here af. Wat sê jy, weet jy, ek kan nie dit nou doen nie, want weet jy, ek moet eerder hierdie doen, of ek wil eintlik eerder hierdie doen. So is daar 'n kompetisie met aandag vir die Here. Ek my aandag verg nou al hierdie goeders, daar's nie nou tyd vir die Here nie. Elkeen van ons, en 'n antropoloog het jare terug, honderde jare terug gesê, elke mens het 'n inherente of 'n binneste leegheid in homself, wat gevul word baie keer deur 'n godsbeeld of 'n godheid. Nou vir ons as gelowiges word daardie leegheid in ons binneste, ons innerlike, gevul met die Here Jesus Christus. Dit is hoe dit moet wees. Ons hele menswees moet deurtrek wees met die Here Jesus Christus, sy liefde vir ons, sy teenwoordigheid in ons lewens. Maar vir baie mense kom daar, of is hierdie leegheid, of word dit gevul met allerlei ander dinge. Dis voorwerpe, groepe, 'n persoon, aktiwiteite wat ons doen, waar ons daardie innerlike vervulling kry. Dit is my en jou Baal afgodsdiens in die lewe. En as ons na die volgende skyfie kyk, dan kyk ons na, wat is ons moderne afgode? Ons het nie meer dalk 'n beeld wat hier voor staan wat ons aanbid nie, of in ons tuin, of in ons huis nie. Maar ons het 'n klomp goed wat ons moderne afgode is. My liggaam, geld, man, vrou, kinders, TV, sosiale media, studies, tyd, land, volk, taal, kultuur, my eie ek, I, me, myself and I, en ek het 'n ding daarby gesit wat sê skinder. Nou het ek al bygeskryf daar in rooi, sodra iets my aandag wegvat van die Here, of aanbidding aan die Here, dan begin rooi ligte te flikker. Dan begin daar 'n probleem kom. Nou as ons na hierdie lys kyk, hierdie goed wat hier gelys word, is op sigself niks meer verkeerd nie. Hulle is nie boos nie. Om 'n aktiwiteit te doen, of sport deel te neem, of 'n groep mense saam te kuier, dit is op sigself glad nie verkeerd nie. Maar dit gaan oor hoe ek dit gebruik in my lewe. Hoe ek vir die TV gebruik, sosiale media, hoe ek dit gebruik. Kom dit in die pad van my diens aan die Here? Vat dit my weg van die Here af? Vat dit my aandag van die Here af? Sodra hierdie lys goed wat ons hier genoem het, sodra dit vir my belangriker word as God, en my uitlewing van my godsdiens, dan begin die rooi ligte te flikker. Want God moet my hoogste en enigste prioriteit in die lewe wees. In alles wat ek doen, in alles waarmee ek besig is. As die laaste stuk wat ek al gesê het, die skinder, stories, dat dit my wegvat van God, van kerk, van godsdiens. Sodra iets my wegvat, dan begin die rooi ligte te flikker. En dit is presies wat met Israel gebeur het by die Karmelgebeure. Want hierdie gebeurtenis op Karmelberg
was vir Israel eintlik 'n herfokus geleentheid gewees. Nou kom ons kyk vinnig wat gebeur daar. Hulle is bo op Karmelberg, waar die altaar van die Here was, maar hy's stikkend. Wat beteken, hy's jarelaas gebruik. Die mense kom nie meer daar nie. En dan sê Elia vir die mense, vir Baalprofete, bou vir julle altaar. En elkeen kry 'n bul en die hout, en sê goed, nou gaan julle offer. Die ene wie se hout eerste brand, of wie se hout brand, hy kan aanbid word. En dan sien ons die Baalprofete kom en hulle bid en hulle loop om die altaar en hulle sien die chanting en wat ook al hulle gedoen het. Ons lees daar, hulle het so ver gegaan dat hulle self stikkend gesny het, dat die bloed geloop het. En dan spot Elia en sê, maar miskien moet julle harder praat, miskien slaap Baal bietjie. Praat bietjie harder. Dan gaan hulle al hoe harder en is opsweep. Maar absoluut niks gebeur nie. En dan kom Elia na vore. En ons sien hy herbou die altaar. En hy gebruik 12 klippe om hierdie altaar te bou. Nou lees ons hier die 12 klippe, is 12 stamme van Israel. En dit wys op Israel wat 'n eenheid moet wees. Wat moet saam staan in hulle geloof. En dan gaan Elia verder. Hy sê vir ons, maak 4 kruike vol en gooi dit nat. Gooi die ou sop nat. Hulle doen dit 3 keer. En ons lees alles is deurdrenk van die water, selfs nie voor om die altaar loop die water. En dan bid Elia. Die vuur word aangesteek en die offer aan God brand. Al die hout word gebrand, ook die klippe, die grond rondom hom brand. En die water wat in die sloot om daardie altaar was, word opgelek, dit droog uit. En toe dit gebeur, die volk wat bymekaar is, die Israeliete, sien dit en hulle kom tot daardie erkenning. Die Here is waarlik God. Toe eers besef Israel, dit wat Elia ruk voor dit geleer het, dat God die gewer van alles is. Hy is die gewer van lewe. Hy is die gewer van vrugbaarheid, van seën. Hy is die gewer van reën. Nie die afgod, die mensgemaakte of mens uitgedinkte konsep nie. Want dit wat ons uitdink, dit wat ons self maak, kan nie staande bly teenoor die almag van God nie. En dan lees ons na hierdie 3 jaar, of bietjie meer as 3 jaar van droogte, waar dit sleg gegaan het met die mense, begin dit te reën. Die Here gee reën. Wat wil hierdie gedeelte vandag vir ons sê? Vir my en jou. Hoekom hink ons op 2 gedagtes? Hoekom gebruik ons spandeer ons meer aandag aan goed wat ons fokus wegvat van die Here? Hoekom mors ons energie daarop? Op goed wat nie ewigheidswaarde het nie. Bemoei ons mee. Hoekom val ons vas in daardie eie ek en eie selfwaarde, terwyl God ons enigste waarde is? Terwyl God ons enigste prioriteit moet wees. In die kerk, in ons lewens, in ons werk, maak nie saak waar ons is nie, daar moet God ons enigste prioriteit wees. Want as God nie ons enigste prioriteit is nie, dan kom hierdie ander goed, en hulle kom, en hulle vat God se tyd, God se krag weg. Die tyd van aanbidding vat hulle weg. En dan begin goed te kompeteer met die Here se aandag. En dan begin ek, soos Israel van ouds, om 'n Baal te aanbid. As ons na die afgelope week se nuus kyk, dit wat daar gebeur het, maak nie saak waar nie. Ons kyk in besonder, ons gaan net stil staan daar ook in ons preek en ons gebed oor die plaasmoorde, plaasaanvalle. Dan dink ek,
Ons as gelowiges het hier en nou die geleentheid om terug te draai na God. Ons enigste en ons hoogste prioriteit. En dan wil ek sê, skud die verlede af en volg hom met alles, in alles, om te eer en om te vereer. Dit is hoekom ons kerk is. Ons is hier as kerk, nie net op Sondag nie, maar die hele week, 24/7, is ons hier om God te eer, te vereer en sy naam groot te maak. Kom ons draai om, hier en nou vandag, en ons eer die Here, wat die gewer van lewe is, wat in beheer is, nie net van die natuur nie, maar wat in beheer is van ons menslike lewens, menslike gedagtes, wat in beheer is van ons lewens. Want so en so alleen kan ons 'n waardige godsgemeenskap skep, wat waardig is vir God se teenwoordigheid en God se seën. Mag die Here ons daarin krag gee, en mag hy ons as gemeente, as gelowiges, ook so lei in hierdie tyd. Amen. Ons het net so, ek gaan 'n paar oomblikke stilte gee. Ek het verlede week die blaadjies by die deure gekry, daai klein briefies, waar ons gevra word dat die gelowiges, veral in die week wat verby is, elke dag moet stil raak vir die plaasgemeenskappe. En dit raak gebeur in ernstige negativiteit, plaasaanvalle, maar dan natuurlik ook die droogte. Kom ek wil geleentheid gee dat ons as gelowiges vanoggend ook so gaan stil raak. En as die Here dit op die hart lê om vanoggend vir hardop namens die gemeenskap ook 'n gebed te doen, wil ek vra, neem asseblief die vrymoedigheid, staan op en kom ons bid saam, ook so vir ons plaasgemeenskappe in hierdie tyd. Kom ons raak stil voor die Here. As jy wil hardop bid, neem asseblief die vrymoedigheid. Here, ons Here, ons kom in diepe afhanklikheid stil staan voor U vanoggend. Ons kniel in aanbidding voor U. U wat ons Here is, U wat waarlik God is. Here, ons kom en ons tree in vir elke, of vir die hele plaasgemeenskap, boeregemeenskap, Here. Here, U weet in watter omstandighede hulle daar leef, Here. Soms met geweldige angs en bang wees, bekommernis. En ek wil elkeen van hulle vanoggend aan die voete kom neerlê en kom pleit, Here, dat U hulle sal veilig hou, dat U hulle sal bewaar, maar dat Here, dat U vir hulle sal krag gee om te kan voortgaan, om te kan opstaan en sê, U is waarlik Here, U is God, nou tot in ewigheid. Maar Here, wanneer ons so stil raak in afhanklikheid voor U, Here, kom bid ons ook vir reën. Daar is soveel gebiede wat so geweldig swaar kry, waar daar nog niks gereën het, Here. Kom pleit dat U reën sal uitstort, U seën sal gee, ook op daardie gebiede. Here, want ons weet, ons glo dit met ons hele wese, U is waarlik God, U is in beheer van die natuur, U is in beheer van ons menslike denke, U is in beheer van ons lewens. Daarom kom pleit ons Heilige Gees, kom verander U ons denke, ons lewens, dat ons sal dit gerig sal hou op U, U wat waarlik God is. En Here, dat ons mens wees daaruit kan vloei en mekaar so kan aanraak. Maar Here, dankie. Dankie dat U waarlik God is, die Almagtige is, wat nou hier teenwoordig is. Ons loof en ons prys U naam, Here. Maar Here, wanneer ons stil raak in hierdie oggend, Here, kom ons ook met name van lidmate, Here, ons die hele lys daar van ons aankondigings, wat Here in hierdie tyd U krag, U teenwoordigheid so bitter nodig het. Here, ek wil net so 2 of 3 uithaal, Here, ek wil vir Callie bid, wat hierdie week weer geopereer is, Here, waar daar ook nie goeie nuus is nie. Wil ek U pleit, Here, dat U hom sal styf vas in U genade en U liefde,
vir hom en sy gesin, Here. Dat U hulle sal seën, dat hulle sal weet, Here, U is in beheer. Maar besonder vir Callie, Here, hou ons styf vas, ook in U hand van genade. Here, ons bid vir Marno ook, wat hierdie week 'n klomp toetse ondergaan het, wat wag vir uitslae, Here, dat U grootheid en almag ook daar sal gewys word. Here, dat U genesende hand ook so oor hom sal hou. Here, vir Willem, wat ook vir toetse was, wat weer moet teruggaan vir 'n groot longoperasie, Here, bid ek dat U hom sal krag gee, dat U hom sal lei en sal styf vashou, Here. En dat daardie ding wat in sy long is, Here, dat U dit sal verwyder. Here, want ons menswees is in U hande. Ons vra, Here, dat U seën so oor elkeen van ons ook sal uitstort. Ons bid dit in die wonderlike naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Baie mooi gebed. Here, ons dink aan Afrika, land van helde, soms soveel mense wat hier woon, wat op God se woord, mense wat smagtend is in hulle nood, na die God van hoop. Vonk 159. Ons het al 'n hele paar keer gesing Vonk 159. Here, ons dink aan Afrika, kom ons sing al twee die strofes. So in hierdie dag in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal vir julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.